Goeiemôre op hierdie maandagoggend, die 20ste Oktober en welkom by Koffie met Brood. Ek sit hier so met my keppie aan, maar ek sal nou my keppie afhaal, want dit is hoe dit is. Hier so by ons hier in Pretoria, donderstorms deur die nag wat jy nie kon glo nie, en baie reën het geval, so dit is nat en koud vanoggend hier so. En dit is welkome reën, maar nat en koud is nog nooit plesierig nie. So, welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Interessant dat Venezuela duisende troepe op sy grens gaan plaas het saam met Colombia. Nou ek weet nie of daar 'n rede is vir dit, wat die rede kan wees nie. Dit gaan maar oor die dwelmsmokkelaarheid tussen die twee lande. Goeiemôre, Loftie, wat sê jy? En Anton? Daar sê goeiemôre julle. Kom ons kyk, wie kom nog vinnig op voordat ek verder aangaan. So daar's nou, kom ons gaan maar net aan. Daar's duisende troepe nou op sy grens tussen Venezuela en Colombia. Nou weet ek nie hoekom dit daar is nie, regtig waar. Amerika het weer eens nog 'n kom ons noem dit maar dwelmboot opgeblaas. Goeiemôre Jan. Nog 'n dwelmboot opgeblaas en daar is 3 dwelmsmokkelaars dood in daai ene. Goeiemôre Debbie. Ek sien Debbie se profielfoto het hier bo op gekom. Daar sê ek, daar kom sy nou op. In elk geval 3 van hierdie dwelmsmokkelaars, handelaars is opgeblaas, maar dis nie al nie. Ou Donald Trump het 'n video vrygestel van 'n duikboot waar hulle probeer met 'n duikboot dwelms insmokkel na Amerika toe. Goeiemôre Jenny. Nee, Loftie, dit gaan oukei. Dit sal goed gaan wanneer ons die land oorgeneem het. Bernardus, wat sê jy? Goeiemôre. Dit sal baie beter gaan die dag wat ons die land oorgeneem het. Dan sal dit beter gaan, hè? Ek het net nou ander nuus om ook met julle te deel. Maar in elk geval, interessant, Trump het nou vir Colombia gewaarsku, die president daarso, ou Petro, hy het hom gewaarsku en vir hom gesê, jy's volgende, jou land is oortrek met poppy fields, hierdie plant waarmee jy kokaine en goed maak, heroïne, ek dink heroïne is poppy. Hy sê, jou land is oortrek met hierdie velde, julle boer eintlik met die goed, en ek kom vir julle volgende, en julle beter hierdie lande afbrand en van hierdie goed ontslae raak, of daar sal moeilikheid wees. Nou, Trump doen wat hy sê, hierdie ou, en dit is een ding wat ons kan sê van hom, alles sy retoriek, all over the place, jy weet, hy doen wat hy sê, en hy gaan hierdie velde afbrand. So Venezuela en Colombia is in Donald Trump se vizier. Ons het ook nou gesien hierdie naweek dat die skietstilstand tussen Israel en Hamas was ook maar net van korte duur, nie eens behoorlik 'n week gehou nie. Hamas het 'n klomp mense begin net doodskiet in die strate. Palestynë wat teruggekom het, hulle noem hulle verraaiers en ek weet nie wat alles nie, en 'n klomp mense begin net doodskiet. Ons het verlede week gesien hoe Trump uitgevaar het daarteen, en wragtig, Hamas het die skietstilstand op een of ander manier gebreek en Israel het onmiddellik weer vir hulle begin bom. Onmiddellik. So, ek verstaan nie wat in hierdie mense se koppe aangaan nie, regtig waar. Weet julle, een ding wat ek op gefokus het hierdie afgelope letterlik 6 maande. Ek fokus op baie goed, maar een van die goed waarop ek gefokus het, was die Muslim kwessie, die Islam kwessie. En ons het gesien hoe Islam in Engeland absoluut oorhand kry. En ons kan nou, jy kan video's kyk, wat op die Telegram groepe is oor Texas en Arizona, hoeveel moskees en Islam schools of learning, wat ook al hulle dit noem, is daar al reeds in Amerika. Hierdie insypel van hierdie mense is op groot skaal.
En daar is groepe wat teen hulle praat en wys dat Islam vals is en al sulke goed. Maar hierdie ouens is in die minderheid. Hierdie mense se koppe, hak heeltemal uit wanneer dit kom by Islam. Hulle het nie 'n idee nie, en baie van hierdie mense, as ou met hulle praat, hulle is eintlik onnosel, hulle is letterlik onnosel. Hulle is so geïndoktrineer, Lofty, Jan, Debbie, Jenny, hulle is so dis julle name wat nou hier voor my is, Bernardus, hulle is so geïndoktrineer, dat hulle is letterlik onnosel. Maar kyk nou wat gebeur in die wêreld. Die paus het nou 'n gedeelte van die Vatikaanse biblioteek. Jakes, goeiemôre, hoe gaan met jou? Lanklaas van jou gehoor. Die paus het nou in die Vatikaan, gedeelte van die biblioteek, het hy nou 'n bidkamer laat maak vir Islam. So as jy nou 'n moslim is, kan jy nou by die sogenaamde Christelike instituut instap na 'n moslim bidkamer toe en daar vir jou afgod, die Satan, gaan aanbid. Hierdie ouens speel the long game, soos ons sê in Engels. Hierdie is 'n long game, hierdie mense. Hulle wil die lande oorneem deur Sharia-wet. Dit is 'n feit soos 'n koei. Hulle vind dit net moeilik hier in die suidpunt van Afrika op die stadium. Marius, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Hulle vind dit net moeilik hier op die suidpunt van Afrika, want hierso het ons, of vir mense dit wil glo of nie, Suid-Afrika is nog 'n Christelike land, ongeag die hoeveelheid korrupsie wat bo ons koppe draai. Ons is nog steeds 'n Christelike land. Ons het Christelike waardes en ons hou by morele standaarde tot die beste van ons vermoëns. En dis nie net die wit bevolking nie, dis ook die swart bevolking. Pieter, goeiemôre. Meeste van die konings waarmee ek gesels, glo in die Vader, Seun en Heilige Gees. Natuurlik het ons 'n wit segment in die boerevolk wat glo net hulle is reg, hulle is so handjievol, wat glo in die Israel witvisie drekleer. Dis 'n drekleer. It's totally debunked al lankal al. En soos ek al telke male gesê het, dis snaaks dat hulle ons vyand, die Engelse, die Britse leer gevat het en dit hulle eie godsdiens gemaak het. Dit wys jou net hoe korrupt die mindset is van sekere boere. Ek het 'n ou op my Facebook, Jaco Swanepoel. Hy is nou al Jakob, hy het al sy naam gaan verander. Ek wonder of hier nie 'n segment wat ingesypel het in die boere in van die Khazar Israeliete nie. Dat hulle is self so breindood, dat hulle eintlik Khazars is, hulle weet dit nie. Maar in elk geval, om terug te kom na die dinge wat in die wêreld gebeur. Die Portugese regering, interessant genoeg, het nou die burkas van die moslims verban in Portugal. Ja, dis great, maar hulle moet Islam verban. Dit help nie net die verbanneste klere nie. Jy moet Islam verban. En hopelik is dit die begin van goeie goed in Europa, maar ek weet nie, daar is net te veel goed wat daar plaasvind. Soos byvoorbeeld die Nord-Stroom bommer, wat in Pole is op hierdie stadium, hy en nog 'n makker, wat hulle mos nou oor die afgelope paar maande in die hande gekry het, opgespoor het, gearresteer het. Pole weier om hierdie ou uit te lewer aan Duitsland. Hoekom, sal ou die vraag vra. Hoekom sal hulle weier dat die ou wat die Oekraïnitiese ou of Oekraïniese ou, whatever jy het wil noem, hoekom sal hulle weier dat hierdie ou uitgelewer word aan Duitsland? Hoekom? Dis net games, speletjies, politieke speletjies. Ek sien 'n berig waar, is 'n redelike ouerige berig wat ek gelees het van Putin wat die Rothschilds bankkartel uit sy land uit geskop het. Totaal en al. Hierdie central banking goed. En nou kan hy verstaan hoekom die wêreld 'n oorlog wil, die global elite 'n oorlog wil voer teen hom. Hy wil nie doen wat hulle sê nie. Hy stel nie belang aan die digitale ID en sulke goed nie. Hy stel eenvoudig nie belang aan sulke goed nie. Hy weet dit is verkeerd. Nee? Maar dit is vir my so interessant dat ons nasies, ons het letterlik nasies wat slaap. Soos Australië. Hulle is so aan die slaap, daai mense. Nee? As iets skeefloop, dan giggel hulle maar net, dan drink hulle 'n bier.
Want in hulle DNA is hulle kriminele. Dit is net so. Dis wat hulle ontstaan was. Engelse, Ierse, Skotse, Walliese kriminele. So hulle het oorgegaan met daardie mentaliteit. En dit lyk asof dit die norm van die dag is daar. As iets skeefloop, good on you, mate, no worries, mate. Dis maar een van die lande. Vat vir Kanada byvoorbeeld. Kanada is besig om hierdie digitale ID uit te rol teen rasseskrede. Die mense val vir die grap. Hierdie goed gaan alles terugkom en hulle in die alies byt, en dan gaan dit te laat wees om terug te beklei. In die Verenigde Koninkryk het Prins Andrew nou uiteindelik sy titels en sy regte opgegee, as gevolg van die Epstein-sage. Prins Andrew is 'n pedofiel van die begin af. En sy eskapades het nou veroorsaak dat hy nou nie meer 'n prins is nie. Well done, get rid of the rubbish. Maar daai gemors gaan op tot by koning Charles toe. Dank die Here, hy is nie my koning nie. Stuk drek, daai hele lot van hulle is drek. En ek sê nou nog, hulle vat Diana vermoor. In elk geval. Afghanistan en Pakistan en al die stans, hulle daarom nou Saterdag het hulle ordentlike samesprekings gehad in Doha, en hulle het besluit op 'n skietstaking. Hoekom het hulle begin op mekaar skiet in die eerste plek? Die een president bel die ander president sê, luister eens, ons het te veel mense, en julle, hoe gaan daar by julle? Nee, ons het te veel mense ook. Ok, kom ons val mekaar aan net so oor die grens vir so rukkie, ons verdun ons weermagte so bietjie, dan kan ons net nog ouens job gee. Ons moor mekaar net gou bietjie uit, net vir so 3-4 dae, en dan, jy weet, dan kan ons meer ouens weer in die weermag inkry, dat ons 'n bietjie van hierdie werkloosheidssyfer kan ontslaa raak. Ja nee, dis 'n goeie plan, sê die voorneer. Hoekom het hulle op mekaar begin skiet in die eerste plek? Soos die een nou gesê het einde verlede week, skietstilstand in die Midde-Ooste, jy droom man. Jy droom. En gister het in die kerk wat ek nou bywoon, het die hoofpastoor het nou gebid vir vrede en die Here gedank vir vrede in Gaza en boem, daar is nie vrede nie. Gaza sal 'n pynhoop wees, sê die skrif. Tire sal 'n pynhoop wees. Dis die oorspronklike Gaza. Nou ja. Interessant in die VSA, senator Joni Ernst bewys dat federale LP's, federale bureaukrate, lid van die parlement of lid van die regering, lid van die federale raad of wat ook al hulle is, van hulle het 3 werke in die federale bureaukrasie. 3 werke, hulle trek 3 salarisse, maar hulle werk nie. Is hom lekker nie? Hulle werk nie, Peri wat sê jy? Hulle werk nie. 3 jobs. Maar hulle werk nie. En hulle is demokrate. Dit kan jy maar weet. Sy het dit nou oopgevlek, sy het dit nou bewys in die Kongres. In die Kongres het sy dit nou bewys. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het van 'n band, vir diegene van julle wat van rockmusiek en van underground musiek gehou het daai tyd, wat ons genoem het, die een groep met die naam van Limp Bizkit, ek weet nie of julle hulle onthou nie, maar hulle basgitaarspeler Sam Rivers het afgesterf op die ouderdom van 48. Ewe skielik is hy sat op 48. Maar nou ja, as jy met drugs en al hierdie goed deur mekaar is, dan kan jy maar weet, jou dae is getel. So uitgegroet. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd was daar 'n inbraak by die Louvre in Parys. Ek het gesmile. Ek het onmiddellik gedink aan die ou video series wat ons gekyk het op TV. Arsène Lupin, daar is mos 'n nuwe een gemaak met 'n swart man, ek kyk hom glad nie. Maar in elk geval, daar was mos hierdie ou ene gewees, van Arsène Lupin, ek weet nie of julle onthou nie, waar hy ook so skelm was en goed gedoen het in Frankryk. Het was baie komies gewees.
En nou is daar ingebreek by die Louvre, en terwyl die mense rondgestaan het, het hulle hierdie een glaskas gebreek, 9 stukke juweliersware gesteel, wat Napoleon aan sy koningin gegee het. Hulle noem maar sy empress, hy het 'n empress gehad, ek weet nou nog nie, ek het nou nie moeite gedoen om te gaan kyk wie dit was nie, maar sy empress, 9 juweliersstukke wat hy aan haar gegee het, is nou gesteel, en Frankryk sit in krap kop, want meestal al wat die polisie eintlik kan doen is om moslims te jaag. Dis al wat hulle kan doen. Hulle is flippin useless. Net soos die Suid-Afrikaanse polisie. Kom ons kyk hoe lank vat het hulle om daai goed terug te vind. Dit gaan nogals interessant wees. Dit sal nogals interessant wees. Daar het ek klaar vir gesê. Swede begin nou vir die eerste keer na die Koue Oorlog, begin Swede nou kos ophoop. Hulle verwag 'n derde wêreldoorlog. Mense in Swede is besig om kos bymekaar te maak. In plaas daarvan dat hulle van die moslims in hulle land ontslaa raak, is hulle besig om kos bymekaar te maak. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar daar's groot vloede in Alaska. Dit het gisterand hier so gereën en gedonne weer en wat, nee. Dat ek het gewonder of hier nie iewers 'n vloed gaan wees hier in Pretoria Oose kant nie. Maar dit was ergere storms wees gisterand. Ook in die Kaap is daar ergere storm, ergere winde, dat hulle die Kaapse marathon gister gestop het. Hulle het hom nie gehardloop nie, die mense waai weg. Die video gesien van waar die een jong vrou van haar voete afgeskep word, daar in Kaapstad. En sy tuimel sommer soos die wind vir haar rol. Maar groot vloede in Alaska, en verlede week die vloede in Mexico, wat was die 17, Saterdag, Vrydag, vloede in Mexico Vrydag, 72 dood. Ek weet nie hoe en waar mense bly dat jy in 'n flash flood ewe skielik kan dood wees nie. Dat jy bou nie 'n huis naby 'n rivier of in 'n rivierbedding nie, jy doen dit nie. Dit is vir moeilikheid soek. Jy kan reën hê of geen reën hê of min reën hê vir 50 jaar en dan ewe skielik. Nee, ja, jy kan 'n vakansieoord of 'n ding bou naby 'n rivier en seker maak dat die chalets en die goed ten minste 500 meter weg is van die wal af. 500 meter is nie so ver nie. Maar nou kom daar 'n vloed, is jou hele besigheid in sy maai. Al die karavane, al die you name it. Mens weet nie wanneer 'n vloed kom nie, hy kom net. Jy moet die weer vrek goed dophou om te probeer om vloede te lees. In elk geval. Johan, wat sê, het gou 'n slukkie koffie vat. Madagaskar se nuwe president, die ou een is mos verlede week het mos gevlug met daai Franse vliegtuig. Macron het hom mos kom haal. Maar die nuwe Madagaskar president het onmiddellik begin met hulle kragkrisis waaroor die hele fight gegaan het. Hy het onmiddellik begin. En hulle het begin krag aanlê en dies meer. Van krag aanlê gepraat in Suid-Afrika het hulle nou besluit, ons wonderlike regering, dat as jou huis nou of jou grondgebied nou in hulle pad staan, want hulle gaan nou nuwe kragkabels begin lê, as jou grond in hulle pad staan, dan gaan hulle dit net vat. Klaar besluit. Jy het het geweet. Hulle gaan dit net vat. Jy het gehoor op koffie met brood. Hierdie was vir my interessante nuus geweest. Die FSA paspoort het nou uitgeval uit die groep van die 10 sterkste paspoorte in die wêreld. As jy praat van 'n sterk paspoort, beteken dit met jou paspoort kan jy na X hoeveelheid lande gaan sonder enige visas en sulke goed. Nou die Amerikaanse paspoort het nou uit die top 10 uitgeval. Ek dink die Trump gaan baie daarvan hou nie, maar nou ja, dit is maar sy saak. Luister nou na hierdie ene. McDonald's verkoop 6,5 miljoen burgers. Cheeseburgers en enige burgers verkoop hulle. 6,5 miljoen burgers per dag. Wêreldwyd.
As jy 'n bietjie 'n wiskundige is, gaan doen 'n bietjie die somme. Gaan doen 'n bietjie jou somme. En vra jouself die vraag, waar kry hulle al die vleis? Veral met plase wat toegemaak is en dies meer. Waar kry McDonald's al die vleis om al hierdie patties te maak? Om 6,5 miljoen burgers wêreldwyd te verkoop elke dag. 'n Bees groei nie so vinnig nie, mense. Hulle groei nie so vinnig nie. Doen die syfers. Doen die syfers. Ons word so gelieg. Ek weet nie of julle daai video gesien het nie. Jy nie, goeiemôre. Jy was lanklaas op. Hoop dit gaan goed daar by jou kant. Jy weet nie of julle die video gesien het nie van die jong wit ou op 'n trein. Ek weet net nie waar dit plaasgevind het nie, maar dit was vir my flippend great. Hierdie jong wit ou op 'n trein, hy staan rustig by die deur en hy pla niemand nie. En hierdie effens langerige, jy kan sien is 'n immigrant, hy's 'n oosterling, kom en sê hierdie laitie sleg uit van alle hoeke af. En laterand is hy hier in die laitie se gesig en hy raak heel aggressief met die wit mannetjie. En met sy linkerhand steek die wit mannetjie om een in die keel met sy vuis, net een nou in die keel. En is man down. Dis man down. En die les wat 'n ou daar moet uitleer is, jy moenie net sukkel met enige iemand nie. Hierdie flippin arrogante moslims, nee. Ons het 'n plan vir hulle. En ons gaan daai plan aan die wêreld wys. En dan gaan die wêreld in skok terugsit en wonder, okay, wat moet hulle nou doen? Want dis wat ons gaan doen. En ons gaan nou hier sê wat ons gaan doen nie, maar dis wat ons gaan doen. Die goed gaan gedoen word, mense, ek sê vir julle. Ek voel dit so aan my bas. Ons het nou 2 groot vergaderings wat kom in November. Ek gaan registreer vir die een vandag. Ek moet eers bietjie met my raad praat. Massa protesaksie word nou weer beplan vir 1 November in Johannesburg as gevolg van die waterkrisis. Dis amazing dat hulle nie Johannesburg se waterprobleem kan uitsorteer nie terwyl die damme vol is. Ek verstaan dit nie. Hierso in Suid-Afrika, die moordsyfers raak ook al hoe erger. Dis 45 moorde per 100,000 mense op hierdie stadium. Dit is meer as Brazil en Venezuela se moordsyfers saam. Suid-Afrika het nou die hoogste moordsyfers in die wêreld, die hoogste moordsyfers. 45 per 100,000 mense. Dit is aanhoudende moord daagliks. In al hierdie lokasies, shanty towns, van Soweto af dwars deur Alexandria tot in die Kaap. In die Kaap het ook weer baie moorde. Maar nou ja, jy weet, as Suid-Afrika sukkel om verandering te wil hê, dan moet hulle maar sukkel om verandering te hê. Een van die nuwe dinge wat die kriminele doen, ek weet nie hoe nie dit is nie, maar hulle ry met hulle voertuig voor jou voertuig in. Skyns. Hulle dong jou om te stop, dan klim hulle, spring hulle uit, dan hardloop hulle om jou te beroof. Nou, as dit nou jy is, moenie jou voertuig uit rad uithaal nie. Wanneer jy stop, ons is geleer as jong manne, wanneer jy stop, trek jou handrem op, haal jou voertuig uit rad uit. Nee, jy kan dit nie doen in Suid-Afrika nie. Hou jou voet in op die koppelaar, hou die voertuig in eerste as jy stop. En as jy iets sien wat net skeef lyk, dan trap jy die petrol. En jy slat daai ou uit die pad uit met jou voertuig. Al wat jy gaan hê is 'n gebreekte voertuig aan die regterkant. Jou goed gaan nie gesteel word nie, hulle gaan opgespoor kan word. En jou lewe is gespaar. Druk hulle net uit die pad uit. Sodra soos jou kar ry, dan skrik hulle. Smash hulle uit die pad uit. Nee, dit is nou anti-kriminele hulp wat ek nou hierso gee. Ek stop nooit met, ek probeer, as ek kan sien ek is nie in 'n moeilike terrein nie, dan sal ek my voertuig uit rad uithaal, maar anders dan nie. Ek het gesmile vir hierdie ene. Iemand het vir die Grok kunsmatige intelligensie gevra. Die vraag was, watter rol het wit mense gespeel in die Mefekani wat in Afrika plaasgevind het?
Toe antwoord die kunsmatige intelligensie vir hulle, wit mense het geen rol gespeel nie. Dit was probleme tussen die Zulus, Khoisas en die Sothos, en die uiteinde daarvan was 2 miljoen plus wat dood is. So een of ander houtkop het iewers probeer om slim te wees, om te kyk, ja, sê, wat is 'n skuld? Dat die swartes mekaar uitmoor? Nee, swartes moor mekaar uit self. Swartes moor swartes uit, goeiemôre Rudy. Swartes moor swartes uit, want dit is in hulle DNA. Dit is net so. Van die vroegste tye af, dis wie hulle is. En as die die eerlike waarheid is, as daar nie behoorlike toesig, nee. Kyk wat sê Rudy daarso. Ek en my dogter was deur so 'n situasie, attempted robbery. Wat het julle gemaak, Rudy? Of kon julle maklik wegkom? Wat het julle gemaak? So ons sê nie goed dat ons duim uit op koffie met brood nie. Nee? Ons praat die waarheid hierso. Ek het hierdie gekry van een van ons luisteraars, koffie met brood. Ons het 'n groep in Suid-Afrika wat probeer om deur die Afrikaner akkoorde vir die boere 'n tuisland te skep. Noem dit maar 'n tuisland, ons eie stuk grondgebied. Nou, deur die Afrikaner akkoorde, Mani, goeiemôre. Deur die Afrikaner akkoorde het ons internasionale erkende grondgebied, ons het. Die probleem is net, hierdie groep wat hierdie ding bedryf, probeer dit deur ons korrupte howe bedryf al vir baie jare. En hulle is eintlik 'n afgewaterde kombinasie van die KP en die NP, dis wie hulle is. Nee, en hulle is die Afrikaner Volksfront. Dis wie hulle staan bekend as die Afrikaner Volksfront. Nou, hulle gaan nou vir boeregroepe geleentheid gee om by 'n kongres by te woon in hierdie volgende maand. En hulle nooi alle boeregroepe uit om hierdie kongres by te woon. En ek gaan nou ons naam opgee vir hierdie ding, want jy kry 'n spreekbeurt. Jy kan twee sake op die tafel sit en jy kry 'n spreekbeurt. My probleem met hierdie tipe mense is, hulle is nog vasgevang, en ek het met van hierdie leiers al gepraat al. Hulle is nog vasgevang in hierdie politieke mentaliteit van, hulle gaan dit deur die politieke manier, ons probleme uitsorteer. Dit gaan nie gebeur nie, ons weet dit. En, so ek gaan nou hierdie ding gaan bywoon, ek gaan probeer om dit by te woon in elk geval. En, ons kyk maar wat gebeur, ne. Rudy sê, hulle het goud gaan verkoop. Hy sê, hy het soos 'n mal mens vir 'n BMW weggejaag met 'n 1400 Mazda. Die ding is, Rudy, ten minste kan 'n wit mens ry. Hierdie houtkoppe, ne. Sodra soos hulle verboureerd raak, ne, dan sit hulle my in. Dit is een ding wat ek agtergekom het. Sodra soos jy vir hom skrik maak, ne, dan skarrel hy hardloop in allerlei rigtings. Dit was nog altyd so gewees. So ja. Ek is bly jy het weggekom, Rudy. Ek is bly jy het weggekom. In elk geval. In any case, soos hulle sê. So as hulle hierdie goed gaan bywoon, kyk wat ons doen. Ek sien, meneer Henry Deal het ook vir my iets gestuur, na aanleiding van die MK Master Key ding waaroor ons gesels het, wat die waardeplatform en al hierdie goed aanbetref, so ek gaan nou daarna kyk. En ek gaan eers pap maak, voordat ek daarna kyk. En dan vat ons dit daarvan af. Maar in elk geval, ek wil 'n video maak, ek wil weer 'n video, ek het soveel video's wat ek wil maak, nie. Maar ek wil 'n video maak oor die waardeplatform weer, en oor waar ons nou staan met die Master Key storie. En, sodat ek vir julle kan presies sê waar ons is.
Maar dit lyk goed, dit lyk baie goed, so ek is opgewonde daaroor. Dis ten minste een ding wat plaasvind. Ek sien uit na die maand van November, hierdie 2 belangrike konferensies. Die een is vir my meer belangrik as die ander ene. En die kanse is baie goed. Mense, die kanse is so goed, nee, dat einde November ons kan begin die skroef aandraai. Die kanse is so goed op hierdie. Ek dink ek voel meer positief op hierdie stadium vir eind November as ek nog ooit in 'n lang tyd gevoel het. So kom ons kyk hoe hierdie dinge uitwerk, né? Kom ons kyk, ons vertrou die Here, né? Goed, ons is vryburgers, ons is boere-Afrikaners, ons weet wie ons is. Hierdie ander groep terloops noem hulle self boere-Afrikaners. Ons weet wie ons is, ons weet wat ons doen. En ons weet ons is die groep wat die enigste manier het om hierdie land uit te sorteer. Nie sonder probleme nie, maar die enigste manier. Die enigste manier. Saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. Onthou dit altyd. Saam met God maak eendrag mag. Kom ons kyk wat hierdie week inhou. Ek wil ook begin 'n koffie met brood doen in Engels. Ek het dit al vir julle genoem al. En die Engels sal vir my natuurlik maklik wees, want ek hoef nie enigiets te vertaal nie. Dit sal maklik wees. Ek moet net probeer uitfigure hoe ek dit wil doen. Ek dink nie ek gaan 'n live doen in Engels nie. Ek dink ek gaan dit net op die een stelsel doen wat ek het, en dan dit net plaas op YouTube, en kyk wat se resultate ons kry. Ons plaas dit op YouTube, en ons plaas dit op Facebook. Ek wil ook begin kyk na die opponente van YouTube, is Rumble. Ek wil ook 'n bietjie gaan kyk daarso, of hy nie, wat is julle weet die metode van om goeders daar te plaas. Want ek sien die ouens waarna ek kyk, soos God Logic en hierdie ouens, hulle plaas ook hulle goed, Sam Simone, hulle plaas ook hulle goed op Rumble, en hulle het nie probleme op Rumble, soos wat hulle probleme het met YouTube nie. So ek wil dit ook doen. Hoe meer mense ons kan kry om te luister na ons saak, hoe beter. En ek dink is tyd vir die Engelse ook om te luister. Ons het so 1 of 2 Engelse wat luister op koffie met brood, maar ek dink die oorgrote Engelse daar buite moet ook begin luister. Ek dink hulle verstaan ook dat ons land op hierdie stadium in sy maai is, en dat ons verandering moet bring. Wel, is die 20ste Oktober, wie kon het raai? Die tyd stap net aan, né? Tyd wag van niemand nie. Fantastiese, mooi geseënde dag vir julle almal, né? Julle weet mos.